Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Les 7, 9 tot 15 Mei. Praktiese gebed. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie vir hierdie dag en die geleentheid om weer eens te kan leer en groei. Liewer ons vra dat U asseblief ons verstand mag verlig en ons harte mag oopmaak vir die nuwe insig en begrip. Help ons dat ons gefokus mag bly en dat ons ywerig mag wees in ons werk vir U. Lei asseblief ons denke, dat ons nie net mag kennis bou nie, liewer, maar ook wysheid in dit wat ons in ons daaglikse lewe kan toepas. Ons bid en vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Sabbatmiddag. Skrifverwysings vir hierdie week se studie. 1 Konings 19 vers 1 tot 18, Matteus 6 vers 5 tot 8, Lukas 11 vers 2 tot 4, Matteus 6 vers 5 tot 15, Daniël 9 vers 4 tot 19, Romeine 8 vers 26 en 27. Geheeteks, Psalm 62 vers 9. Vertrou altyd op Hom, my volk, stort julle hart voor Hom uit. God is vir ons 'n toevlug. Psalm 62 vers 9. Hoe ervaar jy jou gebedslewe? Hoe gereeld bid jy? Doen jy dit vuriglik? Is jy vol verwagtings? Bid jy daagliks of slegs wanneer die nood druk? Bestaan jou gebede altyd uit versoeke of prys jy die Here ook? Doen jy boonop 'n tafelgebed vir ontbyt? Stop jy halfpad deur jou besige dag om te bid? Miskien is jy deel van 'n gebedsgroepie wat gereeld saam bid, of dalk het jy al 'n hele dag aan 'n gebedsmarathon afgestaan. Het jy al God se almag en teenwoordigheid tydens gebed gevoel? Gebedsbelewennisse gehad wat jou hele lewe verander het? Gebed is die konstante verbintenis tussen ons, die lote, en Jesus, die wingerdstok. In Ellen G. White, Early Writings, bladsy 7.3, sê dit die volgende. As ons wil toeneem en floreer in Christus, moet ons voortdurend sap en voedingsstowwe uit die lewende wingerdstok verkry, want as ons nie aan hom verbind is nie, het ons geen krag nie. Ellen G. White, Early Writings, bladsy 7.3. Dit is die seëninge wat volgehoue gebed bring. Die Here hoor ons gebede en verhoor daardie gebede wanneer hy dit in sy volmaakte wil so beskik, maar nie altyd soos ons dit te wagte is nie. Kom ons beskou ander biddende Bybelkarakters gedurende hierdie week en oorweeg praktiese maniere om gebed in ons daaglikse lewens te versterk. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 16 Mei. Sondag 10 Mei. Elia op sy knieë in krisistye. Die tydvak waarin die getroue profeet Elia geleef het, was besonder boos. In 1 Konings 16 vers 33 sê dit dat die koning van Israel, Agab, het meer gedoen om die Here, die God van Israel, uit te tart as al die konings van Israel voor hom. Die mees dramatiese gebeurtenis in sy lewe was toe Elia die Baalpriesters op die Karmelberg gekonfronteer het. Lees gerus 1 Konings 18. Reg aan die hoogtepunt van hierdie aangrypende verhaal sien Agab en sy onderdane met hul eie oë die waarheid, naamlik dat die God van Israel inderdaad gebede beantwoord. Dit was 'n onvergeetlike oomblik in Israel se geskiedenis. Tog is daar 'n skielike wending. Dit betrap mens eintlik omkant, omdat dit nie lekker strook met al die groot dinge wat tot dusver gebeur het nie. Lees 1 Konings 19 vers 1 tot 8 en let veral op Elia se gebed en die daaropvolgende interaksie wat God met hom het. Wat lê aan die kern van Elia se bedruktheid hier? Kyk hoe die Here hier reageer. Hoe verskil dit van sy respons op Karmel?
Ons lees 1 Konings 19 vers 1 tot 18. Elia vlug vir Isabel en kom by die berg Horeb. En Agab het aan Isabel meegedeel alles wat Elia gedoen het, ja alles, hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Isabel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen. Sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en ter wille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Beersheba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly, maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg, neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Daarop gaan lê hy en raak onder die besembos aan die slaap. En kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op, eet. Toe hy opkyk, was daar aan sy koppenend 'n broodkoek, op warm klippe gebak, en 'n kruik water. En hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel van die Here het weer vir 'n tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. Hy het opgestaan en geëet en gedrink, en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop, tot by die berg van God, Horeb. En hy het daar in 'n spelonk gegaan en die nag daar oorgebly. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en u profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het. En hulle soek my lewe om dit weg te neem. En hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here. En kyk, die Here het verbygegaan, terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die Here uit. In die wind was die Here nie, en na die wind 'n aardbewing, in die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing 'n vuur, in die vuur was die Here nie. En na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte. En toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spelonk gaan staan. En daar kom 'n stem na hom wat sê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en u profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het, en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Maar die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus, en gaan heen en salf Hasael as koning oor Aram, en Jehu, die seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel, en Elisa, die seun van Safat uit Abel Mehola, moet jy salf as profeet in jou plek. En die een wat van die swaard van Hasael vry raak, hom sal Jehu doodmaak. En wat van die swaard van Jehu vry raak, hom sal Elisa doodmaak. Maar ek sal 7000 in Israel laat oorbly, al die knieë wat nie voor Baal gekniel en elke mond wat hom nie gesoen het nie. 1 Konings 19 vers 1 tot 18. Dit gebeur alles binne die bestek van 'n enkele dag. Eers beantwoord die Here al Elia se gebede, maar dan verander sy emosionele, verstandelike en fisiese toestand in 'n oogwink. Alhoewel Elia danksy die Here 'n groot oorwinning daardie dag behaal het, oorval uitputting hom. In daardie oomblik laat hy toe dat vrees vir Isabel se doodstrygemente sy geloof in God oorskadu. Besonder merkwaardig is dit dat God hier, ten spyte van Elia se allersoortreffende mismoedigheid en teleurstellendheid, hom tederlik versorg. Hy gee die profeet herhaaldelik kos en water in 1 Konings 19 vers 5 en 6, in so 'n mate dat dit hom 40 dae en 40 nagte lank dra in vers 8. Toe die Here hom uiteindelik aan Elia openbaar, is dit op 'n ander wyse as die vorige keer. Soms antwoord die Here ons op 'n baie direkte, kragtige en klinkklare wyse. Hierdie tipe gebedsverhoring versterk mense geloof en jy voel God se nabyheid in jou lewe. Ander kere weifel mens. Jy soeg voor die versoeking om moed op te gee.
Dit is asof 'n onwrikbare geloof in God eenvoudig te moeilik lyk. Die probleem is dat ons van God verwag om ons gebede op 'n sekere manier te verhoor, een wat vir ons sin maak. Wat ons natuurlik nie besef nie, is dat sy gedagtes en weë ver bokant ons in is, en dat sy wysheid alles oortreffend is. Jesaja 55 vers 8 en 9 sê vir ons, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. Let byvoorbeeld op God se skepping, waarvan groot gedeeltes vir ons 'n raaisel is. Dit is dus geensins verrassend dat sy weë ook ver bokant ons begrip is nie. Die God wat ons aanbid, is 'n goeie en goedhartige Vader. Hy weet presies wat ons benodig. Hoe gemaak om stil te wees en op hom te vertrou, om te midde van al die stampe en stote jou oë op hom gerig te hou. Praat nou met die Here hieroor. Maandag, 11 Mei, wanneer gebed onbeantwoord voorkom. Miskien bid jy al lank, selfs al jare oor iets, maar dit voel net asof die Here jou nie hoor nie. Die Bybel sê immers in Matteus 7 vers 7, vra en vir julle sal gegee word, en in 1 Johannes 5 vers 14, as ons enige iets volgens sy wil vra. Hoe verstaan jy hierdie Bybelbeloftes oor gebed? Hanna is 'n voorbeeld van 'n toegewyde, gelowige Bybelfiguur wat oor iets spesifieks gebid het. Ons lees 1 Samuel 1 vers 10 tot 17. En bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween, en sy het 'n gelofte gedoen en gesê: Here van die leerskare, as U waarlik die ellende van U diensmaagd aansien en aan my dink en U diensmaagd nie vergeet nie, maar U diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. En toe sy lank gebid het voor die aangesig van die Here en Eli op haar mond ag gee, want Hanna het dit in haar hart gespreek, net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor word nie, het Eli gedink dat sy dronk was. En Eli sê vir haar, hoe lank wil jy jou soos 'n dronk mens gedra? Sit jou wyn van jou al weg. Maar Hanna antwoord en sê, nee, my Heer, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Hou tog nie U dienares vir 'n deugniet nie, want vanweë my baie sorge en verdriet het ek tot nou toe gespreek. En Eli antwoord en sê, gaan in vrede en mag die God van Israel jou bede gee wat jy van hom gebid het. 1 Samuel 1 vers 10 tot 17. Aanvanklik lyk dit asof die Here nie haar gebede verhoor nie. Tog hou sy aan om te bid. Uiteindelik antwoord die Here haar op die regte tyd en soos hy dit beskik het. Soms verdiep hierdie wagtydperk ons wandel met God, omdat ons al gaande leer om al meer en meer op hom te vertrou. Psalm 62 vers 9 sê, vertrou te alle tye op hom, o volk, stort julle hart voor hom uit. God is vir ons 'n skuilplek. Psalm 62 vers 9. Vertrou. Vertrou ons hom werklik, dat hy weet wat vir ons die beste is, selfs wanneer ons gebede nie dadelik verhoor word nie. Vertrou ons dat hy uiteindelik in sy volmaakte tyd en manier wel ons gebede sal beantwoord? Soms word ons gebede nie so vinnig verhoor of op die wyse verhoor as wat ons gehoop het nie. Watter raad het die Bybel vir ons in die verband? Punt nommer 1. Soek na die wil van God, nie jou eie nie. Matteus 6 vers 10 lees, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. 1 Johannes 5 vers 14 en 15 lees, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. Punt nommer 2. Let op die ware beweegredes vir jou versoek.
Spreuke 16 vers 2 lees, al die weë van 'n man is suiwer in sy oë, maar die Here toets die geeste. Jakobus 4 vers 3 lees, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. Punt nommer 3. Vra jouself af of jy moontlik 'n troetelsonde het. Psalm 66 vers 18 lees, as ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. 1 Petrus 3 vers 12 lees, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Spreuke 15 vers 29 lees, die Here is ver van die goddelose, maar die gebed van die regverdiges hoor hy. Punt nommer 4. Bly beide in die Here en sy woord. Johannes 15 vers 7 lees, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Punt nommer 5. Glo wanneer jy bid. Hebreërs 11 vers 6 lees, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Jakobus 1 vers 6 lees, maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Markus 11 vers 24 lees, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Matteus 21 vers 22 lees, en alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. Punt nommer 6. Kyk wat in jou hart aangaan. Is jy hoogmoedig of nederig? Jakobus 4 vers 6 sê vir ons, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. 1 Petrus 5 vers 6 sê vir ons, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Punt nommer 7. Volhard in gebed. 1 Tessalonisense 5 vers 17 en 18 sê vir ons, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Punt nommer 8. Vergewe ander. Markus 11 vers 25 en 26 lees, en wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle heel oortredinge mag vergewe, maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Punt nommer 9. Uiteindelik sien God die groter prentjie en weet derhalwe wat die beste vir ons is. Romeine 8 vers 28 lees, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Efesiërs 3 vers 20 lees, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Jeremia 29 vers 11 tot 13 lees, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. Soms is sy antwoord bloot die wat Paulus ook ontvang het, in 2 Korintiërs 12 vers 9, wat lees, my genade is vir jou genoeg. 'n Sleutelfeit wat bepaal hoe ons op oënskynlik onverhoorde gebede reageer, is die beeld of prentjie wat ons van God het. As ons byvoorbeeld die Here as afsydig en apaties beskou, verslap die vriendskapsband wat ons met hom het. In sulke tye moet ons na bewyse van sy liefde en sorgsaamheid vir ons in die Bybel soek, met die bede dat ons verwronge beeld van God herstel mag word.
Dinsdag 12 Mei. Jesus leer ons hoe om te bid. In Jesus se tyd is lang gebede hoog aangeslaan. Die soort met hoë woorde wat dikwels gememoriseer is, juis met die doel om 'n soort uiterlike vertoon te wees. Jesus het geen ooghare daarvoor gehad nie. Matteus 6 vers 5 tot 8 sê vir ons: En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en te bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar, ek sê vir julle dat hulle hul loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as jy bid, gebruik nie ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want jul Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. Matteus 6 vers 5 tot 8. Om die waarheid te sê, hy ontmasker dit as skynheiligheid. Die disippels het gesien hoe Jesus bid en het ook geweet dat dit 'n noodsaaklike deel van sy lewe was. Lukas 5 vers 16 lees: Maar hy het hom in verlate plekke teruggetrek en gebid. Lukas 6 vers 12 lees: En hy het in daardie dae uitgegaan na die berg om te bid en die nag in die gebed tot God deurgebring. Lukas 9 vers 18 lees: En toe hy besig was om alleen te bid, was die disippels by hom, en hy vra hulle en sê: Wie sê die skare is ek? Lukas 22 vers 41 lees: En hy het hom van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid. Lukas 24 vers 30 lees: En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Markus 1 vers 35 sê vir ons: En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan en na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. Markus 6 vers 46 lees: En nadat hy van hulle afskeid geneem het, het hy na die berg gegaan om te bid. Mettertyd merk hulle die kontras tussen die godsdienstige leiers se gebede en die van die meester en besef toe dat daar heelwat meer in gebed steek as wat hulle gemeen het. Op 'n dag nader hulle Jesus en vra hom in Lukas 11 vers 1: Here, leer ons bid. Hier hou Jesus 'n modelgebed vir sy disippels voor en ook vir ons, sodat elke gelowige in eenvoudige alledaagse taal kan bid. Hy wys daarop dat ons spontaan en met opregte harte moet bid. Lees Lukas 11 vers 2 tot 4 en Matteus 6 vers 5 tot 15 en let op die volgende aspekte van gebed wat Jesus aan ons voorhou. Lukas 11 vers 2 tot 4 lees soos volg: En hy sê vir hulle: Wanneer julle bid, sê: Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Matteus 6 vers 5 tot 15 lees soos volg: En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en te bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar, ek sê vir julle dat hulle hul loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as jy bid, gebruik nie ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want jul Vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom vra. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe.
En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Matteus 6 vers 5 tot 15. Punt nommer 1. Ons Vader wat in die hemel is. Waarmee die bidder sy band met die Vader van die hele mensdom te kenne gee. Punt nommer 2. Laat U naam geheilig word. Die belydenis dat God heilig is, laat die bidder hom met eerbied en ontzag nader. Punt nommer 3. Laat U koninkryk kom. Die hartsverlange na die wederkoms en dat die Heilige Gees tot daardie dag toe in die bidder sal woon. Punt nommer 4. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. 'n Oorgawe aan God, waar die bidder vra dat God se wil in sy lewe sal geskied, met die vertroue dat God weet wat die beste vir hom is, in plaas daarvan dat 'n lys versoeke verhoor word. Punt nommer 5. Gee ons elke dag ons daaglikse brood, waar die bidder om lewensmiddels vra, beide die fisiese soort, kos en water, en die geestelike soort, Jesus en sy lewende woord. Punt nommer 6. Vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree. Waarmee die bidder tot inkeer kom om vergifnis te vra, en onthou om diegene wat hom te nagekom het, net so vrylik te vergewe, as wat God elke sondaar vergewe. Punt nommer 7. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Waarmee die bidder om beskerming teen hierdie wêreld se boosheid bid, as ook 'n skuilplek om hierdie dinge te ontvlug. Lees gerus Psalm 91. Punt nommer 8. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. 'n Belydenis dat alles wat die bidder is, het en doen aan God behoort. Slegs Hy is ons lof en eer waardig. 1 Kronieke 29 vers 11 sê vir ons, aan U Here kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit, ja, alles in die hemel en op aarde. Aan U Here kom toe die koningskap en die selfverhooging as hoof oor alles. Kies vandag om al die kort afgerammel gebedjies te laat staan. Soek elke oggend opreg na die aangesig van Hom wat jy immers bo alles liefhet. Jy weet, dit is wat jy behoort te doen. So, wat staan in jou pad om dit te doen? Gaan sommer nou op jou knieë en bid, soos Jesus ons gewys het en uitgenooi het om te doen. Woensdag 13 Mei. Lof, skuldbelydenis, versoeke en danksegging. Dieselfde struktuur as wat Jesus gebruik het om sy disippels te leer hoe om te bid, kan ons vir enige soort gebed gebruik. Vir private stilte tyd, vir huisgodsdiens en in die gemeente, solank ons net onthou dat gebed 'n gesprek is met God, soos wanneer mens met 'n vriend praat. Ons gebede is dikwels 'n string versoeke, maar soos Jesus ons geleer het, is daar soveel meer om oor te bid as net dit. Lees die profeet se gebed in Daniël 9 vers 4 tot 19. Identifiseer die onderskeie dele van sy gebed. Ons lees Daniël 9 vers 4 tot 19. En ek het tot die Here my God gebid en belydenis gedoen en gesê, ag Here, groote en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou. Ons het gesondig en verkeerd gedoen en goddeloos gehandel en in opstand gekom van U gebooie en verordeninge afgewyk. Ons het nie geluister na U knegte, die profete, wat in U naam gespreek het tot ons konings, ons owerstes en ons vaders en tot die hele volk van die land nie. Aan U Here kom die geregtigheid toe, maar aan ons beskaming van die aangesig, soos dit vandag is, aan die manne van Juda en aan die inwoners van Jerusalem en aan die hele Israel, die wat naby en die wat ver is, in al die lande waarheen U hulle verdryf het, oor hulle ontrou wat hulle teen U begaan het. Here,
Aan ons kom toe beskaming van die aangesig, aan ons konings, aan ons owerstes, aan ons vaders, omdat ons teen U gesondig het. By die Here onse God is barmhartigheid en vergewing, want ons het teen hom opgestaan en na die stem van die Here onse God nie geluister om te wandel wat in sy wette, wat hy vir ons deur diens van sy knegte die profete voorgehou het nie. Maar die hele Israel het U wet oortree en afgewyk, deurdat hulle nie na U stem geluister het nie. Daarom is die vloek van die eed oor ons uitgestort, wat geskrywe is in die wet van Moses, die knegt van God, want ons het teen hom gesondig. En hy het sy woorde in vervulling laat gaan, wat hy oor ons gespreek het, en oor ons rigters, wat ons bestuur het, deur groot onheil oor ons te bring, wat onder die gaanse hemel nie gebeur het, soos in Jerusalem nie. Soos in die wet van Moses geskrywe is, al hierdie onheil oor ons gekom het, en ons het die aangesig van die Here onse God nie om genade gesmeek, deur ons te bekeer van ons ongeregtighede en ag te gee op U waarheid nie. Daarom was die Here wakker oor die onheil, om dit oor ons te bring, want die Here onse God is regverdig by al sy werke wat hy doen, maar ons het nie na sy stem geluister nie. Nou dan, o Here onse God, wat U volk uit Egipte land met 'n sterke hand gelei het en vir U 'n naam gemaak het, soos dit vandag is. Ons het gesondig, ons was goddeloos. O Here, laat tog volgens al U geregtigheid, U toorn en U grimmigheid van U stad Jerusalem, U heilige berg, afgewend word. Want om ons sondes en die ongeregtighede van ons vaders ontwil, is Jerusalem en U volk 'n voorwerp van versmading vir almal rondom ons. Hoor dan nou onse God na die gebed van U knegt en na sy smekinge, en laat ter wille van die Here U gesig skyn oor U heiligdom wat woes lê. Neig U oor, my God, en hoor, open U oë en aanskou ons verwoeste plek en die stad waar U naam oor uitgeroep is. Want nie die grond van ons geregtigheid werp ons smekinge voor U aangesig neer nie, maar op grond van U groote barmhartigheid. Here hoor, Here vergeef. Here, merk op en doen dit, vertoef tog nie, om U ontwil, my God, want U naam is oor U stad en U volk uitgeroep. Daniël 9 vers 4 tot 19. Oorweeg hoe jy dalk die volgende elemente by jou gebede kan inkorporeer. Lof. Lof is verering in praktyk, om hulde aan God te bring vir sy aard en wese. Psalm 100 lees soos volg, 'n oproep om God te prys. 'n Psalm by die lofoffer. Juig voor die Here, o gaanse aarde, dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel, erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang, loof hom, prys sy naam, want die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Psalm 100. 'n pragtige loflied tot die Here. Bepeins sy vele name en sy wonderskone karakter. Prys hom omdat hy jou redder en verlosser, jou geneesheer en trooster, jou alfa en omega, jou goeie herder en jou vaste rots is. Om net enkele van sy eienskappe te noem. Skuldbelydenis en vergifnis. Om so met die Here te praat en in hom te bly, noop ons om al daardie dinge wat mens so terughou en alles wat skeiding tussen ons en die Here bring, te laat vaar. Hoe nader ons aan hom is, hoe groter die besef van ons eie onwaardigheid en die ellende waarin ons verkeer. So smeek ons dan die Here om ons sonde te verwyder en ons karakter na sy beeld te herskep. Ons kan natuurlik nie verwag dat God ons moet vergewe as ons nie self ook ander vergewe nie. Jakobus 5 vers 16 lees ons, daarom moet julle jul sondes teenoor mekaar bely en vir mekaar bid, sodat julle gesond kan word. Die gebed van iemand wie se saak met God reg is, het 'n kragtige werking. Versoeke. Met watter uitdagings het jy te doen? Dalk het jy probleme met gesinslede, vriende, gesondheid, geld, werk of studies te maak. Noem die spesifieke probleem waarvoor jy die Here se leiding benodig. Wie benodig jou ondersteuning?
Hoe kan jy jou beste gee om daardie persoon te help? Identifiseer dus die bepaalde probleemarea en die mense wat daardeur geraak word. Gaan oor tot gebed en bid dat die Here se wil sal geskied. Danksegging. Filippense 4 vers 6 sê vir ons: Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Bepeins die seëninge in jou eie lewe. Dalk onthou jy van kere wat die Here jou besonder mildelik geseën het. Dink egter ook aan die klein goedjies waarmee die Here ons seën en wat ons as vanselfsprekend aanvaar. Ons ontvang voortdurend genadegawes van bo en tog bedank ons die Here baie selde daarvoor, loof hom selde vir alles wat hy vir ons gedoen het. Waarvoor behoort jy die Here te dank? Waarvoor behoort jy om te prys? Watter sondes het jy om te bely? Watter versoeke het jy vir hom? Waarom gaan jy nie sommer nou dadelik op jou knieë en praat met die Here daaroor nie? Donderdag, 14 Mei. Ander vrae oor gebed. Vraag nommer 1. Waarom moet ons bid as God reeds weet wat skort? Waarom moet ons bid as God dan alwetend is? Ellen G. White verduidelik in Steps to Christ, bladsy 9.3, soos volg. Gebed is 'n noodsaaklikheid, maar nie sodat die Here kan uitwerk wat in ons koppe en harte aangaan nie. Nee, ons doen dit want dit stel ons in staat om hom te ontvang. Gebed bring nie die Here af na die aardse dinge van mense nie, maar neem die mens op na die hemelse dinge van God. Ellen G. White, Steps to Christ, bladsy 9.3. Die Here weet inderdaad wat ons behoeftes en begeertes is. Hy sien wat in elke mens se hart aangaan. Tog is gebed goed vir ons. Dit nooi ons om te midde van al die gejaag tot stilstand te kom, om in die stilte te bely dat God opperheerskappy oor alles het en om aan sy voete te gaan sit. Wanneer ons die Here so innooi deur gebed, skep dit soms ook gunstige omstandighede vir hom om op te tree. Wat meer is, die Heilige Gees tree vir ons wanneer ons self nie mooi weet wat om te sê of hoe om vir dinge te vra nie. Romeine 8 vers 26 en 27 lees: En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die hart deursoek, weet wat die bedoelinge van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Romeine 8 vers 26 en 27. Vraag nommer 2. Waarom bid as alles seepglad verloop? Soos ons reeds in les 3 gesien het, kan selfgenoegsaamheid en trotsheid een van die grootste hindernisse in die soeke na 'n kragtige gebedslewe wees. As ons net wil besef hoe groot ons behoefte aan die Here is, sal ons meer dikwels op ons knieë tot hom gaan. Neem in ag dat volmaakte engele die Here aanbid en vereer. Tog meen ons wat gefalle wesens is, dat ons minder behoefte daaraan het. Werklik? Wat sê Matteus 5 vers 6 en Jesaja 44 vers 3 vir ons oor die Bybelwaarheid dat die mens behoefte aan God het? Matteus 5 vers 6 lees: Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Jesaja 44 vers 3 lees: Want ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. Ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakommelinge. Vraag nommer 3. Watter rol speel geloof by gebed? Lees Hebreërs 11 vers 6 en bepeins dan die volgende aanhaling. Ons lees Hebreërs 11 vers 6. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek.
Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, Education, bladsy 257 en 258. Gebed en geloof hang nou saam en behoort dus saam bestudeer te word. Wanneer ons gelowig bid, bedryf ons 'n wetenskap van bo. Elkeen wat van sy lewe 'n sukses wil maak, moet verstaan hoe dit werk. Let op Christus se woorde in Markus 11 vers 24. Daarom sê ek vir julle, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so gebeur. Markus 11 vers 24. Jesus sê duidelik dat ons versoeke in pas met God se wil moet wees. Die dinge wat hy beloof het, vir die moet ons vra. Alles wat ons dan ontvang, moet ons in diens van sy wil gebruik. As ons by die bepalings en voorwaardes hou, is die vervulling van sy beloftes 'n uitgemaakte saak. Ons hoef nie na uiterlike tekens te soek dat hy wel sy beloftes gaan nakom nie. Ellen G. White, Education, bladsy 257 en 258. Vraag nommer 4. Saam met wie behoort ons te bid? Meeste van ons gebede behoort privaat te wees, met ander woorde tussen jou en die Here, siende dat gebed en Bybelstudie die lewensbloed van 'n mens se hegte verhouding met God is. Ruim dus tyd vir selfondersoek in, deur te praat met die Here en ook te luister wat hy sê. Matteus 6 vers 6 lees ons, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Daarbenewens moet ons ook saam met ons gesinne of tuis in klein groepies bid. Handelinge 12 vers 12 sê vir ons, en nadat vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem word, waar baie in die gebed by mekaar was. So waar 2 of 3 gelowiges byeenkom, daar is God. Matteus 18 vers 20 sê vir ons, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Ons behoort ook saam met ons kerkgemeenskap te bid. Jakobus 5 vers 13 tot 16 sê vir ons, is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Jakobus 5 vers 13 tot 16. Al 3 hierdie tipe gebede is belangrik. Die laaste vraag. Hoe gemaak om te luister? Gebed is meer as net praat met God. Mens moet ook toelaat dat hy spreekbeurte kry, sodat sy woorde uiting in jou lewe kan vind, sodat hy jou reg snoei. Die duidelikste en veiligste manier vir God om tot ons te spreek, is deur die Bybel. So, wanneer ons persoonlike stilte tyd hou, moet ons gebed en Bybelstudie saamvoeg. Wees op jou hoede vir die sogenaamde leegmaak van jou verstand of om jou deur jou gedagtes te laat lei in plaas van antwoorde in die Bybel soek. Watter van die bogenoemde punte is vir jou die uitdagendste? Vrydag, 15 Mei, vir verdere studie. Die eerste aanhaling lees ons uit Ellen G. White, Steps to Christ, bladsy 102. As ons meer aan Jesus en minder aan die eie ek gedink het, minder oor die self en meer oor Jesus gepraat het, sou ons veel meer van sy teenwoordigheid in ons lewens ervaar het. Die volgende aanhaling lees ons uit Steps to Christ, bladsy 96 en 97.
As vrees en vertwyfeling ons raadgewers is, of ons al ons probleme probeer oplos voordat ons enige duidelikheid het, ja, voordat ons geloof aan die dag gelê het, sal die verwarring bloot toeneem en verskerp. Laat ons liewers tot die Here wend, hulpeloos en totaal afhanklik, soos ons in werklikheid is. Laat ons in nederige vertroue en geloof ons behoeftes bekend maak aan Hom, wie se kennis oneindig is, aan Hom wat alles in die skepping sien, en wat deur sy wil en woord oor alles regeer. Hy kan ons noodkrete hoor, ons smeekgebede verhoor. Hy sal lig in ons duisternis bring. Die volgende aanhaling lees ons uit Steps to Christ, bladsy 104. Op die vleuels van lof kan ons harte hemelwaarts gevoer word. Met sang en musiek word die Here in die hemelhowe vereer. Wanneer ons Hom met ons danksegging vereer, kom ons naby aan die wyse waarop die hemelwesens Hom aanbid. Laat ons met eerbiedige vreugde voor ons Skepper God verskyn met danksegging en die klank van liedere tot Hom gaan. Jesaja 51 vers 3. Steps to Christ, bladsy 104. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Watter idees in die bogenoemde aanhalings inspireer jou die meeste? Watter is vir jou die uitdagendste? Vraag nommer 2. Watter bykomende lesse kan ons uit ander Bybelkarakters se gebede leer? Ons gaan nou kyk na 'n paar voorbeelde. Esra 10 vers 1 lees ons: En terwyl Esra bid, en hy wenende neerval en belydenis doen voor die huis van God, kom daar uit Israel 'n baie groot vergadering van manne en vroue en kinders by hom bymekaar, want die volk het geween met 'n groot geween. 2 Konings 13 vers 4 lees: Maar Joas het die aangesig van die Here om genade gesmeek. Toe verhoor die Here hom, want hy het die verdrukking van Israel gesien, dat die koning van Aram hulle verdruk. Jona 4 vers 2 en 3 lees: Toe bid hy tot die Here en sê: Ag Here, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie. Daarom het ek tevore na Tarsis gevlug, want ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. O Here, neem dan nou tog my siel van my weg, want dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe. Habakuk 3 vers 2 lees: Here, ek het die tyding aangaande U verneem. Ek het gevrees. Here, roep U werk in die lewe in die midde van die jare. In die midde van die jare laat dit bekend word. In toren dink aan ontferming. U kan gerus op U eie tyd die volgende verse gaan lees. 2 Konings 19 vers 14 tot 19, Jeremia 32 vers 16 tot 25, Nehemia 1 vers 4 tot 11, 1 Konings 8 vers 22 tot 54, om maar net 'n paar enkeles te noem. Vraag nommer 3. Watter rol speel die vas saam met gebed? Vraag nommer 4. Is daar enigiets in jou gebedslede wat jy na aanleiding van hierdie week se les wil verander of iets nuuts wat jy deel daarvan wil maak? Waarom wag jy? Doen dit sommer vandag nog. Ter opsomming. In die skrif kom ons 2 soorte Bybelfigure teë. Die wat 'n lewendige en volgehoue gebedslewe gehad het en die wat dit nie gehad het nie. Naarmate mens Bybelstudie hieroor doen, sal jy altyd iemand raak lees by wie jy aanklank kan vind, ongeag die toestand waarin jou verhouding met God tans verkeer. Daardie Bybelstudie sal ook 'n magdom beloftes aan die lig bring. Beloftes wat mens op jou stilte tyd reis, bemoedig en lei. Geestelike groei of opwassing in Christus behoort ons doel te wees, om ons oë op Hom gerig te hou,
wat in elke opsig ons opperste voorbeeld is, die begin en die volëinder van ons geloof. Kom ons sluit af met gebed. Liewe Vader, ons sê vir U baie dankie vir die voorreg wat ons het om weer hierdie week se studie te kan bestudeer. Dankie dat ons kon leer oor gebed en dankie, liewe Heer, dat U altyd luister, dat ons altyd met vrymoedigheid na U kan kom en dat ons harte voor U kan oopmaak. Help ons asseblief, liewe Heer, dat dit wat ons geleer het, ons dit nie net sal onthou nie, maar dat ons dit elke dag mag toepas en dat ons ander mag leer daaroor. Leer ons asseblief om in alle omstandighede na U te draai, al is dit in vreugde, al is dit in uitdagings. Seën ons asseblief in hierdie week wat voorlê, ons bid en vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.